Ek is Josef Oosthuizen. Ek gesels vandag weer met Dani Malan en ons gaan voort om oor manlike Christendom te gesels. Hierdie is al die 9de episode in hierdie reeks. En vandag gesels ons oor die 7de hoofstuk van die boek Masculine Christianity, geskryf deur Zachary Gaddis. Die titel van hierdie hoofstuk is Manlike gesag begin in die huis. Die Engelse titel sê Masculine Authority starts in the home. So Dani, hoe pas hierdie hoofstuk in die boek en waaroor gaan dit? Hierdie hoofstuk nou. Ja, dankie Josef. Ons het al met vorige episodes het ons ook ietsie van 'n oorsig gekry oor die boek in sy geheel. En ek dink mens kan dit eenvoudig indeel in 3 dele. Die eerste deel gaan oor die probleem, die tweede deel gaan oor die antwoord en die derde een is 'n kort stukkie wat net iets van 'n oproep rig tot ons almal. En die probleem was in hoofstuk 1 tot 3, die antwoord is hoofstuk 4 tot 11, die oproep is hoofstuk 12, en ons trek nou by hoofstuk 7, so ons is so amper halfpad in die antwoord in. En eerste was dit net 'n hoofstuk wat gesê het, Christendom is patriargaal, dit is hoe God alles gemaak het, dis hoe dit veronderstel is om te wees. Die volgende 2 hoofstukke, dan het hy dit nou gewys vanuit die Genesis uit om te wys, hier is die skepingsorde. So geslagsrolle sien ons, dit is in die skepingsorde, en ook hiërargie, gesag, is ook in die skepingsorde. En nou gaan hy van hier af verder, om te wys hoe hierdie patriargie, wat begrond is in die skepingsorde, nou uitgeleef word in die huis, hoofstuk 7, in gemeentes, hoofstuk 8 tot 10, en in die samelewing, hoofstuk 11. So ons is so amper in die helfte van wat die antwoord is. Nou, baie van hierdie, daar is nogal herhaling, en ons het al van die goeders wat ons vandag ook oor gesels, het ons al in die vorige hoofstukke ook tot 'n mate van gehoor, maar wat hy doen in die boek is, hy is besig om, hy maak 'n stelling, en dan gaan hy al hoe dieper en dieper en dieper in van die goeders in. So, van hierdie goeders het mens al van gehoor in die vorige hoofstukke, maar jy kry nou baie meer vleis aan dit wat hy in die vorige goed gesê het. So in hierdie spesifieke hoofstuk dan, fokus dit op die manlike hoofskap in die huis. En dit gaan nou dieper in as in die verlede, en dat sterk huise is die boustene van sterk gemeentes en 'n sterk gemeenskap, en waar manlike hoofskap dan weggegooi word, dan sien jy hoe huisgesinne en samelewinge en gemeentes uiteindelik ook begin verbrokkel. Nou wanneer hy begin praat oor manlike gesag in die huis, dan praat hy van die huistafels. Nou wat is die huistafels waarna hy verwys? Ja, so dit spesifieke gedeeltes in Paulus se briewe, veral in Paulus se briewe, daar's eintlik ook nou in Petrus een van Petrus se briewe is ook 'n deel. So, maar dit is dele in die Nuwe Testamentiese briewe wat gaan oor die verhouding tussen man en vrou, tussen ouers en kinders en here of eienaars en hulle slawe. En binne die konteks kry jy ook in van die tekste of voor of na dit lees jy ook van die verhouding tussen owerhede en burgers en ouderlinge en die res van die gemeente. Nou, ek dink iets wat jy moet sien is dat dit alles te doen met gesagsverhoudings. Ja. So elke liewe een van hierdie het op 'n mate te doen met een wat in gesag is en een wat onder gesag is. Maar dit is nou juist nou dit wat die egalitaire ouens wil bevraagteken om te sê daar is nie dit nie. Maar hoor net, sit net met 'n oop kop en luister na hierdie verhoudings en sien dat dit is alles gesagsverhoudings. 'n Man en 'n vrou, ouers en kinders, 'n heer of 'n eienaar en sy slawe, die owerheid en die burgers, die ouderlinge en die gemeente. Dis alles forme van gesagsverhoudings. Nou die 3 hooftekste is Efesiërs 5 vers 22 tot 6 vers 9, Kolossense 3 vers 18 tot 4 vers 1 en 1 Petrus 2 vers 18 tot 3 vers 7. En nou die eerste deel van hierdie afdeling van die hoofstuk, dan gaan hy vinnig deur al hierdie tekste en hy lig net 'n paar goedjies uit. En is regtig oorsigtelik, is regtig vinnig. Daar's baie wonderlike dinge om te sê
dat ons kan 'n episode per teks eintlik spandeer. Maar hy gaan redelik vinnig deur dit en dan gaan hy 'n paar besware hanteer wat uit die egalitaire kamp uitkom en dan gaan hy die res van sy saak uitpak oor wat die Bybel dan nou eintlik sê. Ek kan miskien net hier inkom en net so 'n kantnota gee en dit is oor die konsep van gesag en spesifiek die verdraaiing van die patriargale siening wat uit die skrif uitkom, waar mense sal sê hulle is patriargaal, jy weet en hulle moet so ook in hulle huisgesinne optree volgens God se woord en goeders, maar dan kom daar 'n verdraaiing baie keer in en jy sien dit in hierdie opsig dat daardie tipe paas of mans wil glad nie onder 'n ander gesag staan nie. So hulle is die gesag in alle omstandighede en ek dink as iemand werklik die regte gesag uit die skrif uit wil leer, dan gaan hulle ook sien almal staan op een of ander manier onder gesag. En dit is wat in hierdie hoofstuk ook duidelik moet vorendag kom. Jy is of onder ouderlinge of mederouderlinge of jy is onder die regering. So almal staan onder een of ander gesag en daai is 'n belangrike konsep. Ook as mens kyk na goeie eienskappe van mans, is dit belangrik dat dit moet 'n eienskap wees by 'n gelowige man, is dat hy moet bewus daarvan wees dat hy onder 'n menslike gesag is, ten minste 'n regeringsgesag, ook ten minste ouderlinge. En dit sê baie wanneer iemand maar net op sy eie aangaan, sy eie ding wil doen en dan sê hy is 'n pa of 'n patriarg in die Bybelse regte Bybelse sin, dan kan jy hom nie eintlik glo nie, hy het daar 'n verdraaiing ingekom. Ja. En dit is nogal mooi dat jy hierdie nou uitlig, want dit raak relevant later in die hoofstuk, veral wanneer hy nou begin praat oor die besware, en ons kom by hoofstuk 5 vers 21, Efesiërs 5 vers 21. Nou, as jy nou mooi sou onthou, ek weet jy onthou syfers besonder goed, ek het nie vers 21 ingesluit in die huistafels nie, en dit is bewustelik, dat ek dit nie doen nie. Die egalitaire ouens sal sê, daai huistafel begin by vers 21. Ek dink nie dit doen nie. Maar ons gaan net nou ook daarby uitkom, en ek dink dit wat jy nou net gesê het, is hier baie relevant daarvoor. So ek dink vers 21 en wat dit vooraf gaan, is die konteks wat dan uitgepak, is die inleiding tot die huistafels, of die beginsels, 'n beginsel wat uiteengesit is en dan word dit toegepas in die huistafels. En vers 21 val nog onder die beginsel. So wat ek nogal dan gesien het in hierdie hoofstuk is natuurlik die egalitaire ouens se verkeerde verstaan van daai vers, maar ook die ouens wat die kom ons sê maar die patriargale siening verdraai, wat ook nie daai teksvers reg verstaan nie. So jy het nou albei kante toe hierdie gevaar. En dit is miskien net goed om net daarop te let. So wat leer ons uit hierdie tekste van Efesiërs en Kolossense 3 en 1 Petrus 2? Ja. So ek gaan dit lees elke keer en dan sê ek so 'n paar goedjies wat hy dan nou in sy hoofstuk ook uitlig. So die eerste een is Efesiërs 5 vers 22 tot 24. Dis nou al wat ek lees, onthou die huistafel is eintlik langer. Dis van vers 22, Efesiërs 5 vers 22 tot 6 vers 9. Dis baie langer, want onthou dit dek nou nie net man en vrou nie, maar ook ouers en kinders en here en slawe. Maar die fokus nou is meer net op man en vrou. So ons kyk nie nou na die volle huistafel nie. En selfs in die huistafel in Efesiërs waar dit gaan oor man en vrou, kyk ons nou aanvanklik net na die deel oor die vrou. Maar in die deel wat fokus op die vrou, word daar ook 'n paar goed gesê oor die man. So dat jy kry al 'n paar belangrike goeders daar. So vers 22 tot 24. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here, want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook hoof is van die gemeente, en hy is die verlosser van die liggaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hulle eie mans wees. So vers 25 en verder word die manne dan nou aangespreek, want ek het net nou gesê, dis vroue en dan manne, en dan sit die
die kinders en die ouers en dan die slawe en die heer, die eienaars. En so vers 25 en verder is die fokus dan op die man. Die man het 'n gewigtige opdrag en partykeer sal mens hoor hoe vroue sê maar om 'n Spreuke 31 vrou te wees dis so 'n groot, 'n hoë standaard as jy kyk na wat daar staan in Spreuke 31. Maar dan sal ek partykeer dink, maar het jy gesien wat is die standaard vir die manne? Ja. Dis nog hoër en dit sien jy nou in vers 25 dat hulle met hulle vroue lief hê soos Christus die gemeente lief gehad het en sy lewe vir sy gemeente afgelê het. So die manne se opdrag vloei voort vanuit of Christus is dan die patroon. Jy moet werk met jou vrou sodat Christus werk met sy kerk. En dis belangrik om hierin te sien die verborgenheid word aan die einde van hierdie gedeelte ook gesê dat die verborgenheid van Christus en sy gemeente daar's iets daarvan wat jy dan nou sien in die huwelik tussen 'n man en 'n vrou. En die huwelik is dan hierdie klein modelletjie van die groter werklikheid. So dink aan as ontwikkelaars 'n groot winkelsentrum bou en as hulle dan vooraf nog voor die digitale goeder so gevorder het, dan sou hulle 'n fisiese modelletjie bou. Dat jy op 'n klein op 'n tafel sit en dan kan jy kom en jy kan kyk, dit is hoe die ding uiteindelik gaan lyk. So hier's 'n modelletjie voor jou, maar dit is nie die uiteindelike een nie, dit is nie die groot werklike een nie. En soos ons huwelike is die klein modelletjie van die werklike een, Christus en sy bruid, Christus en die kerk. So sien hoe, en mens gaan dit nou sien in die ander tekste ook soos wat ons aangaan, hoe belangrik is dit om hierdie mooi vas te vat, dat die man is in die huwelik, is hy besig om op te tree, soos wat Christus opgetree het teenoor sy kerk. Dit is sy roeping, hy is veronderstel om dit te doen. As hy dit nie doen nie, dan is hy ongehoorsaam, dan is hy nie besig om 'n goeie man te wees nie. Die vrou is besig om die kerk te verteenwoordig in die huwelik. En daai is bepalend dan vir hoe hulle teenoor mekaar optree. So dit gaan dan terug na wat doen Christus vir sy kerk en wat doen die kerk teenoor Christus. En dit is hoe die man en die vrou binne die huwelik teenoor mekaar moet optree. So daai verborgenheid moet ons die hele tyd mooi aan vashou as dit kom by die verhouding tussen man en vrou. So wat mens dan sien is Christus is die hoof van die gemeente en die gemeente is onderdanig aan Christus. En so in hierdie paar verse, vers 22 tot 24, gaan lees mens vroue, wees aan julle eie mans onderdanig soos aan die Here, want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook hoof is van die gemeente, en hy is die verlosser van die liggaam, want soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hulle eie mans wees. So jy sien hoe dit mooi gekoppel word aan Christus en sy gemeente, en die vroue moet onderdanig wees soos die kerk onderdanig is. Die manne moet hoof wees in die huwelik, soos Christus hoof is. En die woordjie hier, kephale, vir hoof, gaan 'n mens nou ook sien in van die ander tekste, en so ook die woordjie vir onderdanig, hypotasso. Nou in die verskillende tekste is daar 'n verbuiging, so dat as jy dit nou in die Grieks gaan lees, spreek jy dit nie altyd hypotasso uit nie, dit is maar die stam, maar dit is die woord vir om onderdanig te wees, die werkwoord. So die man word deurlopend genoem hoof, kephale, en die vrou word altyd gesê sy moet onderdanig wees aan haar hoof, aan hypotasso. In al die tekste waar hierdie verhouding uitdruklik uit mekaar gesit word daai nooit omgeruil nie. Ja. Die vrou word nooit in hierdie spesifieke verhouding hoof genoem nie. En die man word nooit opgeroep in hierdie spesifieke verhouding om onderdanig te wees nie. Dis baie belangrik. Nou goed, so dis Efesiërs 5 vers 22 tot 24. Mens kan eintlik maar sê die huistafel in Efesiërs. Lees jy van hierdie idee van die vrouens wat onderdanig moet wees aan hulle mans en die man wat die hoof is, die kephale van sy vrou. Iets wat jy daar wil Nee, gaan asseblief voort na die Kolossense gedeelte. Goed, so dan kyk ons nou na Kolossense. En dan lees ek hier nou net Kolossense 3 vers 18 tot 19. En weer die
Die huistafel is langer as dit. Dis eintlik Kolossense 3 vers 18 tot 4 vers 1. Ons lees nou net hierdie 2 verse. Vroue, wees julle mans onderdanig. So daar kry jy weer daai hypotaso. Vroue, wees julle mans onderdanig, soos dit betaamlik is in die Here. Manne, julle moet jul vroue lief hê en nie teen hulle verbitter word nie. So weer, vroue moet onderdanig wees aan hulle vroue, hypotaso, vroue moet onderdanig wees aan hulle mans. En hier is dit nogals besonder, dit word gesê, dit is wat betaamlik is. Ja. Dit is wat pas. Dit is wat ordelik is. Dis hoe dit veronderstel is om te wees. Dis betaamlik in die Here dat die vrouens onderdanig is aan hulle mans. So. Dis betaamlik wat in die Grieks-Romeinse kultuur is nie. Ja, in die Here, dit is 'n goeie Dis punt. betaamlik in die Here dat die vroue aan hulle mans onderdanig moet wees. En aan die manne word ook opgeroep, julle moet julle vroue lief hê en julle moet nie teen julle vroue verbitter word nie. Nou, 'n vinnige weggaan van die huistafels, net wat na Titus 2 vers 3 tot 5, dan is dit nou nie so 'n normale huistafel nie, maar hier kry mens dieselfde idee. Ons lees hier van ouer vroue wat nie kwaadspreeksters moet wees nie, moenie aan wyn verslaaf is nie, maar leraresse van wat goed is en wat is hulle taak dan? Hierdie ouer vroue is hulle met die jong vroue leer. Hulle moet die jong vroue leer, soos baie spesifiek, hulle is nie leraresse van almal in die gemeente nie. Dis 'n baie spesifieke groepie wat hulle moet gaan leer en is baie spesifieke dinge wat hulle vir die groepie moet gaan leer. Die spesifieke groepie is die jong vroue. Wat moet hulle die jong vroue gaan leer? Om versigtig te wees, hulle mans en kinders lief te hê, ingetoe te wees, kuis, huislik, ons het in 'n vorige episode het ons bietjie gekyk na huislik, goed, aan hulle eie mans onderdanig, sodat die woord van God nie belaster word nie. En so nou weer, is dit, hier is die vroue, moet hulle eie mans, hypotaso, moet onderdanig wees aan hulle eie mans, en sien die rede, sodat die woord van God nie belaster word nie. Ja. So as hulle nie aan hulle mans onderdanig is nie, wat sê implikasies aan die ander kant dan word die woord van God belaster as hulle so optree. Ja, dat die woord van God vals is of Ja. nie kragtig is nie. Dit is hoe die woord dan belaster word. Ja, en ek dink ook ietsie wat mens miskien as bemoediging kan onthou, enige opdragte in die skrif, byvoorbeeld nou vir die vrouens hierso en dan ander gedeeltes vir die mans, is dat die veronderstelling is dat ons almal gaan sukkel en ons gaan sondes doen, en dit is hoekom ons hierdie vermaanings nodig het en teregwysing, en dit gaan 'n aanhoudende stryd wees. So dis nie, as jy nou hierdie hoor en jy sien jy het nog nie lekker hierin gegroei nie, dan wees net bewus daarvan dat daar ander mense in daai tyd ook dieselfde gevoel het. Ja. En dit is juis om ons met hierdie leer kry, sodat ons eintlik in 'n sin gekalibreer word, want ons baie keer geneig om sekere gewoontes aan te leer volgens die wêreld, en dan moet ons net deur die skrif weer teruggebring word en daarvan bekeer natuurlik wat ons gedoen het. En dis eintlik wonderlik dat ons mekaar so kan aanmoedig. En dit is nog tog wat nou hier gebeur. Ja, en ek dink dis ook die bedoeling van hierdie deel in Titus 2, is dit is juis die ouer vroue gaan help die jonger vroue. Gaan leer hulle, gaan wys vir hulle, vertel hulle hoe die pad wat die Here in jou lewe al gestap het. Hier is 'n veronderstelling dat hierdie is vroue wat al gevorder het in hulle heiligmaking en in hierdie opsigte. So gaan leer dan nou die jongeres. OK, dan die volgende ene is in 1 Petrus 3 vers 1 tot 7. Ek gaan hom gou al die verse daar lees. Net so moet julle, vroue, aan jul eie mans onderdanig wees, sodat as sommige aan die woord ongehoorsaam is, hulle ook deur die wandel van die vroue sonder woorde gewin kan word, as hulle jul reine, godvreesende wandel aanskou het. Julle versiering moet nie uiterlik wees nie, haarvlegtery en omhang van goud en aantrek van klere nie, maar die verborge mens van die hart in die onverganklike versiering van 'n sagmoedige en stille gees, wat baie kosbaar is vir God. Want so het vroeër ook die heilige vroue wat op God gehoop het, hulle self versier, en hulle was aan hulle eie mans onderdanig. So Sara gehoorsaam was aan Abraham, en hom Heer genoem het.
wie se kinders julle geword het as julle goed doen en geen enkele verskrikking vrees nie. Net so moet julle manne verstandig met hulle saamlewe en aan die vroulike geslag as die swakkere eer bewys, omdat julle ook mede-erfgename van die genade van die lewe is, sodat julle gebede nie verhinder mag word nie. Goed, nou weer in hierdie deel kry ons dieselfde woorde. Jy kry weer onderdanig, daar in vers 1 en in vers 5. Vroue wees aan julle eie mans onderdanig in vers 1 en in vers 5 is dan die voorbeeld van die heilige vroue wat hulle self versier het en hulle was aan hulle eie mans onderdanig. So weer kry daai selfde woorde. En hier is dan waar ons nie sien weer ons gaan dit bietjie later gaan ons dit weer by uitkom en dis nou nie eintlik in die hoofstukkie is dit nie Zachary Garris wat dit hierdie so beklemtoon nie. Maar in vers 5 is dit nie wees onderdanig want julle is in 'n Grieks-Romeinse kultuur waar dit van julle verwag word nie. Wees onderdanig soos wat die heilige, godvreesende vroue al in die Ou Testament en dan word Sara uitgelig as 'n voorbeeld daarvan hoe hulle dit al gedoen het. Daar's vir julle 'n mooi voorbeeld van hoe julle moet gaan lewe in die huwelik. Sy is die voorbeeld. So wees onderdanig soos die heilige vrou in die ou tyd dit al gedoen het, gaan doen dit vandag nog. Ek dink daai is belangrik om te sien in hierdie tekste is dit elke keer as jy die teks net lees, is daar geen sprake van hierdie is nou maar net ons tyd en die tyd gaan verander. Dis 'n beroep op hierdie is wat betaamlik is in die Here. Hierdie is wat die woord van God eis en hierdie is die voorbeeld van die heiliges deur die eeue heen van die begin af. En dan later is 'n skepingsinstelling. Ja. Nou so hier word Sara ook baie spesifiek uitgelig in vers 6. So Sara gehoorsaam was aan Abraham en hom Heer genoem het. Sy was gehoorsaam aan Abraham en sy het hom Heer genoem. Dis die woordjie kurios, Heer. En dis 'n titel wat jy gee vir een wat in 'n gesagsposisie is. Ja. Jy noem nie 'n eienaar sal nie sy slaaf kurios noem nie. Dit sal nie sin maak nie, want die slaaf het nie gesag nie. Ja. Dis die slaaf wat vir die eienaar kurios noem. Dis reg. Wat vir die eienaar Heer noem. En so dis 'n term wat gesag erken, wat sê ek is onder gesag en jy is die gesagsfiguur oor my. Hier is Sara besig om uitdruklik te sê Abraham het gesag oor my, wanneer sy daai term gebruik. Ook die woordjie so Sara gehoorsaam was aan Abraham, veronderstel gesag. Jy is net gehoorsaam of ongehoorsaam aan een wat gesag het. Sodra dit iemand is wat nie gesag het nie, so sê nou maar ek sou vir jou vrou iets sê of ek sal vir jou kinders sê doen dit of doen dat. Ek het nie gesag oor hulle nie. So as hulle nie doen wat ek sê nie, dan is hulle nie aan my ongehoorsaam nie. Dis reg. Hulle het net nie geluister nie. En hulle is vry, hulle hoef nie na my te luister nie. Want ek is nie in daai verhouding in 'n gesagsposisie oor hulle nie. So daai sê ook weer hier is 'n gesagsverhouding van Abraham oor Sara en Sara het dit erken in haar dade dat sy was gehoorsaam en in haar woorde dat sy noem vir Abraham Heer. Nou soos in al die ander dele het die manne ook 'n gewigtige roeping teenoor die vroue. In vers 7 net so moet julle manne verstandig met hulle saamlewe en aan die vroulike geslag as die swakkere eer bewys omdat hulle ook mede-erfgename van die genade van die lewe is. En dan is daar eintlik 'n dreigement wat van die Here afkom. Nou laaste deel sodat julle gebede nie verhinder mag word nie. Ja. Dis asof die Here sê mors met die vroue en dan draai ek my oor van jou af weg. Dan sal ek nie jou gebede aanhoor nie. Nee, so dis 'n ernstige waarskuwing. As jy besig is om te sondig teenoor jou vrou, dat jy haar nie as die swakkere eer bewys en reg met haar saamlewe, verstandig met haar saamlewe nie, dan sê die Here ek gaan jou gebede verhinder. Dis 'n waarskuwing en eintlik ook 'n dreigement. Nou daai frase as die swakkere. Ja. Dis iets wat mense vinnig ontstel.
ek was al 'n keer by 'n Bybelstudie by 'n gemeente daar onder in die Kaap waar ons was daar op vakansie en daar was 'n Bybelstudie, toe gaan woon ek dit by en hulle was juist besig met hierdie gedeelte en toe stop hulle net voor hierdie vers. So hulle het die eerste deel bespreek oor die vroue en toe volgende Bybelstudie sou hulle dan nou Vers 8 verder. vers 7 bespreek. So hulle het net gekom tot by vers 6. En dit was vir my so ironies want daar was toe 'n vrou wat sê maar sy is oortuig hulle is as vroue is hulle net so sterk as die mans. In alle opsigte is hulle net so sterk as wat die mans is en sy dink eintlik hulle is sterker as die mans. Ek het tog so geluister en gedink, lees dit gou die volgende vers. Petrus sê iets anders. Ja. Nou daar is redelik debatte oor wat beteken hierdie as die swakkere. Ek dink daar is party wat maklik is. 'n Vrou is oor die algemeen fisies swakker. Ja. Dis baie maklik om te wys. 'n Vrou oor die algemeen, ek sê nie elke individuele vrou jy gaan nie 'n vrou kry wat sterker is as 'n man nie. Dis nie, maar as 'n reël is vroue swakker as mans. So jy gaan altyd vir die sterkste vrou wat jy kan kry, gaan jy baie mans kry wat sterker is as sy. Ja. So as 'n reël is vrouens die swakker geslag. Daar's ook die fisies. Daar's ook die gedagte dat vrouens is soms of nie soms nie, maar vrouens is emosioneel swakker. Dat hulle is emosioneel hulle word meer geraak deur dinge wat gebeur. So ek so kan stel. So dinge so dis 'n ander volgende gedagtelyn. 'n derde ene is dat hulle is die swakkere in die verhouding ook. So in hierdie hulle is in die swakker posisie. Hulle is nie in die gesagsposisie nie. Hulle is in die swakkere posisie. Hulle is onder gesag. O ja. So in daai sin is hulle ook die swakkere. En dat die manne ook dan gewaarsku word om nie in alle opsigte waarin hulle die sterkere is, dit te misbruik teenoor die in die opsigte waarin die vrou die swakker is nie. So ook in terme van gesag. Moenie jou gesag misbruik oor die vrou wat in die swakker posisie is nie. So dis allerhande daar's nog moontlikhede wat mense al gesê het oor wat die swakkere kan beteken. Ek dink is 'n paar opsies, maar een daarvan is baie duidelik. Die Here waarsku die manne om reg en mooi te lewe met hulle vroue, verstandig met hulle lewe as die swakker en hulle eer bewys. En dan waarsku hulle ook, as julle dit nie doen nie, dan gaan julle gebede verhinder word. Ja, die ander nota wat ook miskien kan gemaak word, is dat daar gesê word, hulle daai vrouens, die heilige vrouens, hulle was aan hulle eie mans onderdanig. Want ek dink daar is baie keer hierdie misverstaan dat alle vrouens moet aan alle mans onderdanig wees. Jy weet, en ek dink daai is nie reg nie, of kom ons sê, daar is nou gesin en daar is broers en susters, dan moet die susters onderdanig wees aan die broers. En daar is ook nie reg nie. So die Here stel die gesagstrukture daar, en hy bepaal wie moet onderdanig wees aan ander. En onderdanigheid beteken nie noodwendig in alle opsigte dat jy moet gehoor gee nie. So as daar 'n sondige byvoorbeeld bevel is deur 'n man of deur 'n regering of wat ook al, dan mag jy nie daai gehoorsaam nie. Maar die onderdanigheid moet wel tog sigbaar wees in die sin dat die manier hoe jy teenoor die gesag praat, dat jy erken hierdie is die gesag bo oor jou. So jou taal moet ook dit reflekteer, al gaan jy nie noodwendig daardie bevele gehoorsaam nie. So in daai sin is daar 'n onderskeid wat mens kan tref tussen onderdanigheid en gehoorsaamheid. Die ander ding wat mens ook nie moet miskyk in hierdie 1 Petrus 3 verse nie, daar in vers 1, dat as daar selfs 'n ongelowige man is, daai sommige wat aan die woord ongehoorsaam is, dat die vrouens wat onderdanig is, dat die Here selfs daai goeie werke kan gebruik tot verlossing van daai man. En dit is
Dis 'n kragtige getuienis. So onderdanigheid is nie net nice to have nie. Dit is mooi in die aangesig van die Here en die Here kan dit gebruik Ja. tot verlossing, tot redding van ongelowige mans of selfs mans wat miskien afdwaal in die geloof en dan die Here kan dit gebruik. Dis een van die middele wat hy gebruik onder andere is dan hierdie tipe goeie werke. Ja, want dit sê so mooi dat hulle hoe staan dit nou sodat as sommige aan die woord ongehoorsaam is, hulle ook deur die wandel van die vroue sonder woorde gewin kan word. Sonder woorde, ja. En dit gaan dalk teen baie se aanvoelings in. Jy dink dalk as 'n vrou, wel, my man is verkeerd in hierdie goeters. So ek dink dit gaan breër as die man is 'n ongelowige. Ek dink daai, soos in Matteus 18, is dit ook 'n broeder wat afdwaal, wat jy dan weer wil wen. Ja. En nou, so dit kan ook 'n broeder in die geloof wees. So jou man is wel 'n gelowige, maar hy is ongehoorsaam aan die woord. Ja. In 'n sekere opsig. Ja. En hoe moet die vroue dit nou hanteer? En dan so hier is die party sal dan dink, wel, ek moet aanhou praat met hom oor wat hy alles verkeerd doen. En ek dink dit is sinvol om iets onder sy aandag te bring, wanneer daar iets is, dis deel van om te help. Ons lees ook in die formulier, dat die vrou is ook gegee om die man te help in fisiese en geestelike dinge. So dis 'n wederwysige plig, wat die man en die vrou teenoor mekaar het, om mekaar so te help. So dan is dit 'n manier hoe sy kan help, maar die manier hoe sy dit onder sy aandag bring, is nie van ek het gesag oor jou, en ek bring dit met gesag onder jou aandag nie, dit is as 'n hulp. So daar is iets van 'n onderdanigheid ook in hoe sy dit onder haar man se aandag bring. Maar dan kan dit wees dat sy dit onder sy aandag gebring, en hy steur hom nie daaraan nie. Wat moet sy nou doen? En ek weet van 'n voorval, van waar 'n vrou daai eerste ding gedoen het, en die man het hom nie daaraan gesteer nie, en toe het sy besluit om hierdie net prakties te doen, wat hier staan. Sy het in stilheid, met 'n stille, sagmoedige gees, was sy onderdanig. En die Here het in sy voorsienigheid, het hy toe hulle uitgebring by 'n kursus, en daar was 'n ander persoon wat dieselfde sê, en daar verander die man se hart heeltemal. So. So daar was dit was nie sy wat aanhou kerm en 'n druppende kraan was Ja. nie. Sy was onderdanig. Sy het dit vir hom genoem, maar sy was toe dan daarna onderdanig, en die Here het daardie situasie verander. So mens kan al hierdie lees, en dan kan party sê, wel, ek dink nie hierdie gaan werk nie. Ek dink ek moet iets anders doen. Ja, ek moet iets doen. Ja, en dan sê ek so, wel, vertrou die Here. Hy sê vir jou hier, so vertrou hom en doen wat hy sê. Ja. En dan wag jy op hom vir die uitkoms dan daarna. Ja. Goed, so dan kan ons miskien aanbeweeg na die volgende gedeelte, en dit is die manlike hoofskap in 1 Korintiërs 11. Wil jy net van ons daardie teksvers bietjie verduidelik? Ja, hierdie is 'n lekker ene. 1 Korintiërs 11 vers 2 tot 6. So dis nou al verby die huistafels. Dis nou 'n volgende deel. Maar dit is 'n deel wat ook daaraan raak, want jy dieselfde konsepte van waar ons in van die huistafels byvoorbeeld gelees het van die hoofskap van die man wat hoof is van die vrou, die kefale is. Soos daai woord kom 'n hele paar keer voor in hierdie gedeelte. Ja. So dis hoekom dit dan 'n relevante teksgedeelte is. So kom ek lees hom van vers 2 af, 1 Korintiërs 11 van vers 2 af. En ek prys julle broeders dat julle in alles aan my gedink en aan die leringe vashou, soos ek dit aan julle oorgelewer het. Maar ek wil hê dat julle moet weet dat Christus die hoof is van elke man, en die man die hoof van die vrou, en God die hoof van Christus. Elke man wat bid of profeteer met iets op sy hoof, doen sy hoof oneer aan. Maar elke vrou wat bid of profeteer met onbedekte hoof, doen haar hoof oneer aan. Want dit is een en dieselfde asof haar hoof geskeur is.
Want as 'n vrou se hoof nie bedek is nie, laat sy dan ook haar hare afsny. Maar as dit vir 'n vrou lelik is om haar hare af te sny of te skeer, laat sy haar hoof bedek. Want 'n man moet die hoof nie bedek nie, omdat hy die beeld en heerlikheid van God is. Maar die vrou is die heerlikheid van die man. Want die man is nie uit die vrou nie, maar die vrou uit die man. Want die man is ook nie ter wille van die vrou geskape nie, maar die vrou ter wille van die man. Daarom moet die vrou 'n aanduiding van gesag op die hoof hê ter wille van die engele. En tog, in die Here is die man nie sonder die vrou nie, en die vrou ook nie sonder die man nie. Want soos die vrou uit die man so is ook die man deur middel van die vrou, maar alles is uit God. Oordeel self, is dit betaamlik dat 'n vrou met onbedekte hoof tot God bid? Of leer ook die natuur self julle nie, dat as 'n man lang hare dra, dit vir hom 'n oneer is nie. Maar as 'n vrou lang hare dra, dit vir haar 'n eer is, omdat die lang hare vir haar gegee is as 'n bedekking. Maar as iemand meen om twisgierig te wees, ons het nie so 'n gewoonte nie, en ook die gemeentes van God nie. Nou goed, hier is redelik debatte oor hierdie teksgedeelte in ons tyd na aanleiding van die dele wat gaan oor hoofbedekkings. En jy gaan dit vandag vir ons opklaar. Ja, ek gaan alles oplos. Niemand sal enige vrae meer hê nie. Nee. Ek dink dit is 'n baie sinvolle ding om lekker deeglik deur te trap en uit te pak. En daar is deesdae is al hoe meer mense wat goed hieroor maak, wat video's hieroor maak en artikels hieroor skryf. So daar's iets ook van 'n herontdekking van hierdie. Ek dink in die verlede was daar net vinnig daaroor gegaan en aanvaar, maar ons almal weet mos wat die antwoord is, daar is nie meer hoofbedekkings nie. Maar daar's iets van 'n herontdekking ook ten opsigte hiervan. En ek het nou self net gisteraand op die pad 'n video geluister waar die persoon uitwys dat dit was die normale deur die kerkgeskiedenis van die vroeë kerke, wat selfs Tertullianus sê 150 jaar na hierdie brief geskryf is, sê Tertullianus, hierdie was die patroon en is nog die patroon in die gemeente in Korinthe tot op sy tyd. So, dis die gemeente waar hierdie plaasgevind het, aan wie hierdie brief geskryf is. En Tertullianus gee getuienis dat hulle doen dit tot op sy tyd nog steeds. Dan sit nou 'n letterlike hoofbedekking wat hulle dra. So, dis 'n baie interessante gesprek en om die teks uit te pak, die verskillende standpunte en so aan. En daar is verskillende standpunte. Party sê dit is 'n fisiese hoofbedekking, so 'n hoed of 'n lap wat oor die kop is. En ander sê nee, dit is die hare. Ja. Die hare is die hoofbedekking. En dan sal ander wat sê nee, daar's geen hoofbedekking meer, en hulle daar's verskillende redes hoekom hulle daai sê. Nou goed, maar dit is 'n interessante gesprek, maar ek dink wat Zachary gaan eintlik ook glad nie in die detail in oor wat moet die hoofbedekking dan nou wees nie. Ja. En hy sê dan ook uiteindelik dat wat ook al dit nou is, sy punt staan steeds oor dat hierdie teks is besig om baie duidelik die gedagte van hoofskap en van gesag van die man oor die vrou uit te lig. Goed, so ek hoop dit het almal se vrae geantwoord. Niemand het nou enige vrae meer oor hoofbedekking. Nee, ek dink ons het nou juist meer vrae. Maar ja, ek kan miskien net daar byvoeg, en dit is dink ek getroue manne wat met hierdie verskillende opinies van hierdie teksgedeelte vorendag al gekom het. Wat nuttig is van so 'n studie van so 'n stuk oor byvoorbeeld die hoofbedekking is dat jy gaan na die res van die skrif en na ander beginsels toe. So dit is uiteindelik 'n baie mooi Bybelstudie om dit te doen, in 'n geval vir jouself, al gaan jy nie noodwendig met al die sienings saamstem nie. Ja. En kyk, as ek nou net kan praat vir myself, ek het nie groot geword in gemeentes waar daar enige hoofbedekkings is nie. Nie enige van die gemeentes in my grootwordjare het dit gehad nie. En toe ek ouer begin raak, dan lees ek hierdie teks, dan dink ek, dit lyk nogal asof dit sê, daar moet 'n hoofbedekking wees.
maar niemand doen dit nie. So dan lees ek dit seker verkeerd, want niemand in die gemeentes doen dit nie. Ja. En so dit was vir baie lank, is dit so iets van 'n, hoe moet ek nou hieroor dink? Want al die gemeentes wat baie mooi en getrou is, en die manne vir wie ek respek het, hulle vroue dra nie hoofbedekkings nie. Hier en daar het ek toe nou later enkele gesinne ontmoet, wat dit wel doen, en dan sit nogals nuttig om ook te sien, daar is party wat dit wel doen. Maar iets wat vir my nogal ook 'n groot aspek is om in gedagte te neem, is ook die geskiedenis. Ja. Nou, dis nou los van, en nou gaan ons 'n bietjie in hierdie tema af, dit is nie eintlik op die plan Nou gaan ons die antwoorde kry. Maar en ek dink dalk kan ons 'n episode maak wat net hierop ingaan en in die verskillende argumente in detail ingaan. Maar daai van die geskiedenis het veral ook, soos wat ons dink oor hierdie temas en die geskiedenis van die feminisme, dan in watter tyd is die hoofbedekkings afgehaal? Dit oorvleuel weer in die tyd wat die feminisme begin grondwen het. En so nou is ek nie besig om al 'n uitspraak te maak van die kant of daai kant. Ek sê net, die geskiedenis tel ook vir iets. Ja. As daar vir 1900 jaar, dit was die normale. En dan was daar verskille oor hoe dit moet lyk en so aan, daar was ook variasies daarin. Maar daar was redelik oor die algemeen in die kerk aanvaar. Hierdie is wat ons doen. En hoekom het dit verander? Dit is my relevant. En so Dis 'n redelike vraag. Ja. En maar ja. Maar ek wil miskien net ietsie daarby sê oor sulke kontroversiële onderwerpe soos die hoofbedekking. Want dit is tans kontroversieel. As jy by 'n gemeente aankom, gaan jy gewoonlik nie sien dat daar enige vrouens is wat hoofbedekkings dra nie. En nou kan jy 'n teksgedeelte lees en dan kom jy tot die oortuiging van, ek dink dit is die hoofbedekking. Jy weet, 'n sigbare aanduiding van gesag op die vrou se kop, of dit nou 'n hoed is of 'n lap of wat ook al. Dan is dit tog belangrik dat in daai proses hoe mens hierdie teks oorweeg en hierdie onderwerp van hoofbedekking is, alhoewel jy miskien nou neig na daar met hierdie aanduiding van gesag bo op die vrou se kop wees, moet nou nie dadelik beweeg word na almal daai is verkeerd en dis hoe dit is nie. Daar's amper hierdie middeweg waar jy sien ietsie, jy sien die geskiedenis en dan dink jy iets is vreemd, jy weet, maar ek gaan nog nie my vlag plant nie. Dit is regtig 'n belangrike beginsel met eintlik alle onderwerpe. Behalwe as die ding nou regtig baie duidelik is. Maar gewoonlik by heiligmaking kwessies soos hierdie, in die sin van optredes. En jy sien, goed, hierdie is die gewoonte nou in die samelewing. 'n gewoonte was anderste in die verlede in die kerk. Ek sien hierdie in die skrif wat meer neig na dit wat in die kerk in die verlede is. Dan moenie te vinnig skuif nie. Jy weet, en ek dink daar is belangrik, is net wysheid. Want jy kan miskien selfs skuif vir die verkeerde redes, jy weet, en dan op die ouene is jy ook net so verkeerd. Ja. So jy kan byvoorbeeld, kom ons sê, jy sê net volwassenes kan gedoop word, maar nou gaan jy en dan sê jy nie klein kinders kan gedoop word want die doop red die kinders. Jy weet, dan as jy weer dan beweeg jy volgens my ten minste dat jy gered word deur die doop, is jy natuurlik nou verder verkeerd. Jy weet, is dit sleg. En ek dink ook met hierdie spesifieke ene, as jy wat is 'n voorbeeld van hoe jy te ver kan spring, is as jy sê, wel, hulle het hier's gesinne waar die vrou dra nie hoofbedekking nie, en dit beteken dat sy verwerp haar man se gesag. Dit beteken dat hulle is in opstand teen wat die Bybel sê. Hulle is besig om bewustelik daarteen te rebelleer. Baie beter is om te gaan hulle te vra, het jy al hierdie gedeelte gelees en wat is jou oortuiging daaroor? Want dit kan wees dat hulle is regtig oortuig dat die teks sê lang hare is die bedekking. Dis reg. En dat dit is wat hulle doen. Of die ander standpunt wat daar al was,
ek weet nie hoe oud is hy nie, maar is dat die hare moet opgemaak wees, dat dit moet nie loshang nie. En dit kan wees dat hulle is opreg oortuig, dit is wat die teks beveel. En dan, as jy dan oplet en sê, dit is hoekom haar hare altyd vasgemaak is, hoekom dit nie loshang by die dienste nie, of dit is hoekom sy lang hare het. So hulle is nie besig om bewustelik te rebelleer teen dit nie, en so ook na die ander kant toe, as jy nie hoofbedekkings het nie, en jy sien maar hier is 'n vrou wat 'n hoofbedekking het, dan is sy is nie daarmee besig om op jou neer te kyk en te sê, maar ek is beter as jy, en dat hulle fariseërs is, wat ook wil hê, ons moet hou by die letter, en daar is nie evangelie nie. Moenie na enige van die twee kante toe die slegste dink oor jou broeders en susters nie. Ja, dis 'n belangrike So stap 'n mooi broederlike pad met mekaar, waar daar dalk dan nou verskille is oor hoe mens hierdie moet gaan lewe. Goed, so nou dat ons die hoofbedekkings uitsorteer het, wat sê hierdie teksgedeelte verder oor die hoofskap van die man oor die vrou? Ja, so mens lees nou dat dit is relevant, want soos in Efesiërs 5 word daar ook gesê die man is die hoof of die kefale van die vrou. So as mens nou weer teruggaan na vers 3, maar ek wil hê dat julle moet weet dat Christus die hoof is van elke man, en die hoof van die en die man die hoof van die vrou, en God die hoof van Christus. So jy lees dit sommer al 3 keer. So Christus is die hoof van elke man, en die man is die hoof van die vrou, en God is die hoof van Christus. Nou, net ietsie hier, is hierdie verhouding tussen Christus en die man en die vrou, en God is die hoof van Christus, is dit belangrik, regtig belangrik om hierdie te verstaan. Christus, hier praat dit van om in sy menslike natuur. Dis reg. Na sy godheid is die Vader, die Seun en die Heilige Gees is gelyk in gesag. Daar's nie dat die Vader het meer gesag as die Seun het meer gesag as die Gees nie. Die Vader is die soewereine, die Seun is die soewereine, die Gees is die soewereine. So daar's 'n gelykheid na godheid. Na mensheid is hy minder as die Vader. Het hy minder mag as die Vader, het hy minder gesag as die Vader. So hierdie praat van Christus na sy mensheid, nie na sy godheid nie. Dis baie belangrik dat mense dit so reg verstaan. Nou goed, iets wat ook nogal ietsie is so in die agtergrond is die verskillende vertalings. So jy het dat daarin van die Engelse vertalings word daar hier gepraat van Christus is die hoof van elke man, en dan word daar in die volgende deel word dit verander, and the husband is the head of his wife, en God is die hoof van Christus. Ek sê dit nou in Engels, want in Afrikaans kan jy dit nie regtig hoor nie. Ons het nie daai probleem in Afrikaans nie, maar in Engels het jy 2 woorde, man en husband, woman en wife. In Afrikaans het ons net man en vrou. Man en vrou, ja. En dit sê kommunikeer albei. So in die Engelse vertalings is dit ook 'n ekstra kwessie in hierdie teks, is dat dieselfde woord is in die eerste frase word dit vertaal as man, en dan in die tweede frase word dit vertaal as husband. En dan is die vraag, maar hoekom het jy dit nou skielik verander? Ja. Moet jy dit nie konsekwent vertaal nie? Is dit in dieselfde vers, moet jy nie dan sê man, Ja. in plaas van man, husband nie. Ja, en hierdie is nou vers 3. Dis vers 3. Nou so, dit kom nie so deur in die Afrikaans nie. In die Afrikaans lees ons net man en vrou. Maar jy kry dit wel in die 83 vertaling, kom dit 'n bietjie deur, want in die 83 vertaling staan daar, man is die hoof van sy vrou. Van sy vrou, goed. Nou daar is nie, in die Grieks staan daar nie, die man is die vrou van, nou sal dit in die Griekse taal sou dit wees, van die vrou van hom, om besitting aan te dui. So dit is sy vrou. Ja. Daar is nie daai van hom, die vrou van hom. Ja. Dit is nie in die teks nie, daar staan net, die man is die vrou, is die hoof van die vrou. Ja. Dis al wat daar staan. So in die nuwe vertaling het hulle daai sy, daai besitlike woordjie,
die man is die hoof van sy vrou, is in die 83 wel ingesit. Jy kry dit nie so in die 33, 53 nie, en jy kry dit ook nie so in die 2020 nie. Goed. In altyd daai vertalings is dit net man, vrou. Nou, hoekom is dit relevant? Want as dit net is van sy eie vrou, dan beteken dit ongetroude vroue, hierdie teks is nie van toepassing op hulle nie. Dis net van toepassing op getroude vroue. So dis nie van toepassing op dogters nie, dis nie van toepassing op vrouens in die algemeen nie. Maar ongetroude vroue is ook onder 'n hoof. En dis onder hulle pa, as die verbondshoof. So hier is ook, hierdie tekste praat dan, as dit net praat van vrou, nie van vrou in die huwelik nie. So sy vrou nie. Van sy vrou nie. As dit net praat van vrou, dan praat dit van vrou in die algemeen. Soos wat dit ook praat van mans in die algemeen. En dan beteken dit alle vroue wat onder 'n hoof is, die teks is van toepassing op hulle. So hoofskap is dan die rede vir die hoofbedekking, wat ook al die hoofbedekking dan nou is. Dus omdat daar 'n hoof is, waar dit vir die vrou dan nou 'n hoofbedekking is. By die man, word daar in die teks gesê, as die man bid of profeteer met 'n hoofbedekking, dan bring hy oneer oor sy hoof, wat Christus is. As die vrou bid of profeteer sonder 'n hoofbedekking, dan bring sy oneer aan haar hoof, wat haar man is. Nou so, ons het nou al so 'n bietjie gepraat oor wat die hoofbedekkings moontlik is 'n hoed, sluier, lang hare wat nie loshang nie. Maar die rede vir die hoofbedekkings is waarop hy fokus, en dit is in vers 7, want 'n man moet die hoof nie bedek nie, omdat hy die beeld en die heerlikheid van God is, maar die vrou is die heerlikheid van die man. Nou hoor mooi, hierdie teks is nie besig om te sê dat net die man is die beeld van God, die vrou is nie. Ek dink ons het al in vorige episodes het ons uit Genesis ook gesien, die vrou is ook beeld van God. Daar's allerhande, ek het al gehoor hoe iemand sê, net die man is beeld van God, die vrou is nie. Ek het dit al in 'n gesprek gewees met iemand wat presies dit sê. Ek dink ons allerhande vreemde implikasies, want jy het byvoorbeeld in Genesis, waar die Here sê, die een wat iemand doodslaan, sy bloed sal van hom geëis word, dan word dit ook begrond op dat, omdat die mens is na die beeld van God geskep. Ja. So as jy daai dan inwerk en jy sê die vrou is nie na die beeld van God geskep nie, dan is daai teks dan nog van toepassing. So mag ons maar die vroue doodmaak, want hulle is nie die beeld van God nie. So dis hoe so 'n idee uiteindelik by iets absurd uitkom, dink ek. Maar ek dink ook die tekste is positief sterk, dat die vrou is ook beeld van God. Dis nie die man alleen nie. Maar as mens mooi lees, en sien jy, die punt hier gaan nie soveel oor beeld nie, dit gaan oor heerlikheid. Die man moet nie die hoof bedek nie, omdat hy die beeld en heerlikheid van God is, maar die vrou is die heerlikheid van die man. Ja, dis waar die fokus is. Dis waar die fokus is. En dit is nogal opvallend, daar word ook nie gesê die vrou is die beeld van die man nie. Ja. Daar word gesê die vrou is die heerlikheid van die man. Ja. So, alle mense is na God se beeld gemaak, maar die man is die heerlikheid van God, die vrou is die heerlikheid van die man. Man is gemaak om die heerlikheid van God te wees, vrou is gemaak om die heerlikheid van die man te wees. Ja, so en dit is in hierdie opsig dat dit dan gaan oor die gesag, nee, want daar is dan hierdie gesag wat die man oor die vrou het, soos wat God dan die gesag het oor die man en die mens, maar dan spesifiek gaan dit dan die vrou is dan tot heerlikheid van die man, in die sin dat sy staan onder sy gesag. Dis reg, ja. En dit word nogal uitdruklik gesê in vers 10. Daarom moet die vrou 'n aanduiding van gesag op die hoof hê. So, wat ook al die hoofbedekking is, dis 'n aanduiding van die gesag wat oor haar is. Ja. Dis 'n aanduiding van die gesag wat sigbaar raak. Okay, so aan die einde van hierdie deel dan kan ek maar so 'n stukkie aanhaal net van wat Zachary self skryf. Paul's entire argument is that a woman should have the proper sign of authority on her head, a head covering, in certain settings because she is directly under the authority of a man, either her husband or her father if she is single, while a man should have his head uncovered
because he is directly under the authority of Christ. Ja. Though there are challenges in interpreting this passage, the key takeaway for our purposes is that Paul plainly speaks of man having authority over women. Goed, nee, dankie Dani vir daai verduideliking van 1 Korintiërs 11. Nou weet ons dat daar besware sal kom en hy het al gekom oor hierdie siening van hierdie teksverse Efesiërs, 1 Petrus, Titus en nou ook 1 Korintiërs 11. En dit kom nou maar hoofsaaklik uit die egalitaire kamp. So, kom ons kyk na die eerste beswaar wat daar gewoonlik is en dat kephale, kop of hoof, beteken nie gesag nie, maar bron. So daai is nou die beswaar. So hoe sal mens nou daai antwoord? Ja, so typies, dit pas nou by die egalitaire standpunt, is enige aanduiding van gesag moet dan op 'n of ander manier wegverduidelik word. En met party van hierdie goeters oor die algemeen dink ek net, jy kan net vra maar, okay, wys dit vir my in die teks. Ja, Wys my in die teks dat daar nie gesag is nie. Moenie gaan na allerhande, maar die teks beteken eintlik dit. Of die omstandighede was eintlik so. Maar wys my, hoe staan dit in die teks? En dan het jy in die teks self, het jy baie duidelike frases wat wys na gesag se kant toe. So, byvoorbeeld daai, wat ons nou net gelees het in vers 10, daarom moet die vrou 'n aanduiding van gesag op die hoof hê. Dis baie duidelik, daar staan dit, daar's gesag, of die duidelike verwysing na gehoorsaamheid. Maar okay, die besware is dan pogings om te sê, jy hoor dalk gesag, maar dit is nie eintlik daar nie. ja, Daar is eintlik nie gesag nie, so hierdie woordjie kephale, wat beteken, wat hoof is, daai woordjie kephale dra eintlik nie die konsep van gesag oor nie. Hoof beteken eintlik nie gesag nie. Dit beteken eintlik die bron of die oorsprong. So hulle sê, die man is die bron of die oorsprong van die vrou, maar daai verhouding veronderstel geen gesag. En dan kan jy nou daarmee teruggaan na die skepping. Die vrou is uit die man geskep. So daar is iets van, hy is die bron waaruit God die vrou geskep het. Maar beteken kephale dan net dit. Is dit al wat dit beteken? Nou, as dit letterlik gebruik word, dan is dit 'n letterlike kop. Die letterlike kop van 'n liggaam. So, daar is ek vryf die hond se kop. Dan gaan jy sê, ek vryf die hond se kephale. ja, Ek het sy kop gevryf. En hy is die kop, en dan is haar liggaam. En dit is die kop dan, waar die liggaam lê. Dis nie die stert waar die liggaam lê nie. En dis hoekom ook, dis so mooi, hoe die Here in die seëninge, die verbondseëninge, die verbondsvloeke in Deuteronomium, dan sê hy vir die volk, dat hulle sal die kop wees en nie die stert nie, ja, as hy hulle seën. Maar as hulle vervloek, dan sê hy, hulle sal die stert wees en nie die kop nie. ja. So, dis so konkreet om iets oor te dra van die posisie wat hulle sal hê onder die volke. Hulle sal die leiers wees, die leidende volk, die wat dan nou ook gesag het met leierskap saam. En nie die stert wees wat moet volg wat die hoof sê nie. Ja, Daar gaan ander wees, as hulle onder die verbondsvloeke kom, dan gaan daar ander volke wees wat optree asof hulle die kop is van die lyf. En hulle is maar net die stertjie. Goed, so kephale beteken dan letterlik kop vir 'n liggaam, maar dit word ook baie keer op 'n meer metaforiese manier gebruik. En hierdie, as mens kyk nou in die verskillende woordeboeke, dan sal ook ander goeters wat jy kan kry wat jou daarmee help. Hierdie is nou maar uit Louw-Nida, so 'n bekende lexicon. En dan staan daar, a figurative extension of the meaning of kephale, of head, one who is supreme or preeminent status in view of authority to order or command. En dan word daar spesifiek verwys ook dat Christ is supreme over every man, the husband is supreme over his wife, and God is supreme over Christ. So dink weer, supreme or preeminent status in view of authority to order or command. So, maar jy sien dit so net hoe die letterlike mooi oorvloei na die metaforiese. Van waar af kom die
die gesag of die bevele vir my hande wat nou op die oomblik op en toe gaan. Van waarof kom dit? Dit kom van my kop af. Dis my hoof wat gesag het oor my liggaam. Die bevele vir die liggaam kom van die kop af. Dis die kop wat lei, dis die kop wat gesag het en die liggaam volg. En in die metaforiese dan kom dit ook so mooi deur. En nou kan mens vra, maar is dit die manier hoe dit gebruik word in die Nuwe Testament? En dan dink ek is dit nuttig om dan te gaan kyk, hoe word dit gebruik wanneer ons lees hoe dit in tekste wat gaan oor Christus. Christus word ook gereeld die hoof genoem, en in daai metaforiese gebruik, die meerderheid van die tekste is 'n letterlike gebruik, so hulle het die doringkroon op sy hoof gesit. Ja. So dit is dan ook kephale. Maar daar is ander plekke waar die metaforiese gebruik ook voorkom, want hy is soos Efesiërs 1 vers 22 tot 23, en hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, want sy liggaam is die volheid van hom wat alles in almal vervul. En dan sal ek partykeer net dink, maar sien hoe duidelik is dit hier. As ons praat van kephale, wat hier op 'n metaforiese manier gebruik word, is dit die dinge is onder hom onderwerp. Dis onder hom. En hy is bo alle dinge. En hy is dan as hoof, as die een wat bo alle dinge is, as hoof aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is. Daar het jy daai oorvleeling van die letterlike en die metaforiese. Van hy wat die hoof is, van sy gemeente wat die liggaam is. En dan moet dit net vir my so, dis duidelik, daar staan dit dan. Efesiërs 4, maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag en alles so opgroei in hom, wat die hoof is, naamlik Christus. So Christus is die hoof, ons is sy liggaam en ons moet opgroei. Efesiërs 5, vers 23, want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook hoof is van die gemeente, en hy is die verlosser van die liggaam. Kolossense 1, vers 18, en hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente, hy wat die begin is, die eerstgeborene uit die dode, sodat hy in alles die eerste kan wees. So, hy is die een bo alles, hy is die ene met gesag oor alles. Kolossense 2 vers 10, en julle die volheid in hom wat die hoof is, van alle owerheid en mag. Hy is die hoof oor alle owerheid, en hy is die hoof van alle mag. Daar's weer, die konteks is dikwels het dit te doen met heerskappy, of die kop se heerskappy oor die liggaam, of sy koninklike heerskappy oor alle owerhede en mag. Dit dui aan, soos wat ons lees in Louw-Nida, van dat hy is the one who is supreme, preeminent in view of authority, to order or to command. So dis die konteks van al hierdie, dit pas so mooi daarin. As jy dit dan wil beperk net tot, hy is die bron, of hy is die oorsprong, dan maak van hierdie tekste maak nie meer lekker sin nie. Dis die ding. Dis so iets wat duidelik is, dit kom deur, hier word iets gesê oor gesag, maar jy moet jouself nou so dwing om gesag nie meer te sien nie. Jy moet as het ware jou een oog toehou, sodat jy nie meer die duidelikheid van gesag kan raak sien nie. Maak jouself blind daarvoor. Ja, en hy sê ook het later dat dis asof die argument van bron of source gebruik moet word vir kephale. Eintlik om mense argument van gesag eintlik jou aandag af daarvan weg te vat. Maar uiteindelik of jy dit nou bron sien of hoof, dit gaan eintlik nie saak maak uiteindelik dat daar wel gesag is nie. Daar is gesag of dit nou bron of hoof is. Ja. En ek het nou nie die artikels gelees nie, maar hy maak daarna 'n verwysing, en ek weet ook dat Wayne Grudem het nogal deeglike studies gedoen oor kephale en hoe dit gebruik is in die buitebybelse bronne en in die Bybelse bronne. Hoe word dit gebruik, en dan maak hy wys hy hoe dit duidelik altyd gaan ook oor gesag. Nie net bron nie. Ja. Goed, so dis nie 'n goeie beswaar nie. Die tweede beswaar wat mens baie keer hoor is, Paulus beveel wedersydse onderdanigheid. En dit is nou daai vers, Efesiërs 5 vers 21, wedersydse onderdanigheid.
En hy verwys nou hier na Filippyn. Ek weet nie van Filippyn nie, maar hy verwys na hom as 'n voorstander van hierdie beswaar. En die gedagte dan is dat mans en vrouens moet aan mekaar onderdanig wees. En ek kan miskien net hier noem, hierdie is 'n algemene argument wat gegee word. Ek was al in 'n paar gesprekke en ek kan ten minste een duidelike preek onthou by 'n huweliksseremonie waar hierdie argument gebruik was. Vir Efesiërs 5 vers 21 dat daar nie meer ietsie is soos onderdanigheid nie. Ja, so dit is baie relevant. So dit is goed om net bewus te wees van die interpretasie ten minste van Efesiërs 5 vers 21 en nie net te sê dit maak nie sin nie of wat ook al. Jy weet, dit is goed om ook te sê na die positief toe ook. Goed, so wat beteken hierdie? Want vers 21 sê duidelik en wees aan mekaar onderdanig in die vrees van God. Ja. En nou moet mens begin 'n mooi verduideliking gee van, maar hoe sal dit dan sin maak in die volgende verse dat daar onderdanigheid moet wees? In 'n geval. So, hoe ek dit nou probeer konkreet maak vir myself, dis asof al gesê word, gee aan mekaar 'n handdruk. So albei doen dit. Jy albei gee die handdruk. Die probleem is as jy dit verder vat en probeer dink, okay, hoe lyk hierdie? Want onderdanig beteken jy onderwerp jou aan gesag. En het jy nou so hierdie probleem van albei wat dit tegelijkertijd probeer doen. Ja. So dalk beter sal wees om te sê nie net gee aan mekaar 'n handdruk nie, maar om te sê sit jou hand onder die ander een sin. En jy sê albei moet dit tegelijkertijd doen. Ja, dit is presies wat as mens dit verkeerd interpreteer en jy sê in alle gebiede moet almal onderdanig wees aan almal, ook in die huwelik, dan moet jy sê sit almal julle hande nou onder mekaar. Dit is onmoontlik. En nou sit jy met daai snaakse posisie. Hoe doen ek hierdie? Hier sit ek en jy oorkant mekaar. So ek dink wat hulle wil sê, dit is soos waar julle vir mekaar net 'n handdruk gee. Maar jy's nie besig om te sê gee aan mekaar die handdruk nie, jy sê wees onderdanig, onder diens, onder 'n danigheid, dienskneg. So nou sê ons, ek dink 'n beter ding van om te sê hoe gaan hierdie nou doen is Josef, sit jou hand onder Dani sin en terwyl Josef dit doen, moet Dani sy hand onder Josef sin sit. En nou sit jy so dadelik as jy nou sê, okay, hoe lyk hierdie? Ek weet nie hoe gaan ons hierdie doen nie. Ja, dit is 'n onmoontlikheid. dit werk net nie lekker nie. Maar goed, so daar's iets vir my absurd net aan as jy dit nou jy kan nou hoor, dit klink dalk mooi op die oor, maar sodra jy vra, okay, hoe lyk hierdie? Ja. Dan begin dit vir my uitmekaar uitval. Ek kan nie myself indink hoe speel hierdie uit. As jy sê dis die plig, die bevel altyd met albei tegelijkertijd hierdie doen teenoor mekaar nie. Ja. Jy kan op die meeste kan jy sê maak beurte. So dis reg. Een dag is die een, volgende dag is die ander een, of een oomblik is die een, volgende oomblik is die ander een. Maar dan is jy nie besig om in daai oomblik is jy nie aan mekaar nie. Dis reg. Vir daai tydjie is die een onderdanig en die ander een is nie. Ja. So in daai oomblik is jy nie albei onderdanig nie, die een is. Ja, en dit is nie dat Efesiërs 5 vers 21 verkeerd is om te sê aan mekaar onderdanig is nie. Die vraag is dan, jy weet, hoe moet ons hierdie verstaan? Ja, en daarvoor dink ek is die konteks belangrik. So as jy verder teruggaan as vers 21, dan lees jy van vers 18 af, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die gees vervul. Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing en psalms sing in julle hart tot eer van die Here, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus, en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. So, wat is die konteks? Die hoofding hier is in vers 28, word met die gees vervul. Dis nou 18, hè? 18, ekskuus, vers 18. Dus lees ons, word met die gees vervul. Wat vloei daaruit? Is vers 19 tot 21. Dis reg. Vers 19, word met die gees vervul, en dan spreek met psalms, lofsange, geestelike liedere, sing en psalms sing in julle hart tot eer van die Here. Wanneer jy
vervul is met die Gees, dan praat jy die psalms, lofsang en geestelike liedere en jy sing dit. Ja. Dis tot eer van die Here. Wanneer jy met die Gees vervuld is, vers 20, terwyl jy God die Vader altyd vir alles dank, in die naam van ons Here Jesus Christus. Daar's 'n dankbaarheid, wat vloei vanuit geesvervuldheid. En, vers 21, en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. So, hierdie is 3 dinge, mens sien dit nie so maklik in die Afrikaans nie, maar dit is eintlik een sin. So, wees met die Gees vervuld, sing, spreek en sing die psalms, terwyl jy dankie sê, en terwyl jy onderdanig is. Dis reg. So dis een pakkie, wat uitvloei vanuit wees met die Gees vervuld. Maar nou, van die volgende vers af, vers 22 af, dan gaan hy in op een stukkie van hierdie pakkie. En dit is daai, en aan mekaar onderdanig in die vrees van God. Dis So reg. hy gaan nou uitwys, hoe lyk hierdie? Kom ek pas hierdie toe op die verskillende verhoudings waarin jy is. Ja. En dan sien jy, die hele tyd het dit nou te doen met hierdie gesagsverhoudings. Van een wat in gesag is, en een wat onder gesag is. Een wat gesag moet uitoefen, op die regte Bybelse manier, en die ander ene wat onderdanig moet wees, aan die gesag waaronder hy is. En so moet die vroue onderdanig wees aan die mans, die kinders moet onderdanig wees aan hulle ouers, en die slawe moet onderdanig wees aan hulle meesters. Ja, en we sien dit nogal in die Grieks, want in vers 21 van Efesiërs 5, dan is dit daai hypotasso, waar dit sê nou, goed, jy moet aan mekaar onderdanig wees. Nou daai hypotasso, daai onderdanig in die Grieks kom nie voor in vers 22 en in die ander verse nie. So, wat dan gebeur is, jy moet dan daai vers 21 sê hypotasso, moet jy dan ook die vorm van die woord waarin dit staan, dan sien jy, hier gaan nou verskillende onderdanigheidssfere of verhoudings gaan nou uitgewys word, en daarom dat jy nie daai woord hypotasso byvoorbeeld kry, vroue wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here nie. So dan, daai woord onderdanig, daar in vers 22, is nie in die Grieks nie. So, maar daar's eintlik 'n doetjie, dan moet jy vra, goed, wat word hier gesê, dan moet jy gaan na vers 21 toe, en is dieselfde dan ook met die kinders, is dieselfde met die diensknegte, so dis al daai verhoudings is verbind aan vers 21 van Efesiërs 5. Ja, so hy is besig om dit toe te pas. Hy is besig om dit toe te pas. So hy, die werkwoord word veronderstel. Dis in die reg. sin. Daar staan net so vroue aan julle mans. Dis reg, ja. So ek het onthou. Net so vroue aan julle mans. En dan word daar veronderstel, net so vroue aan julle mans wat Ja, onderdanig wees. onderdanig, vers 21. Goed, so, en jy gaan sien hoe al die vertalings besef dit, dat hierdie is die werkwoord wat veronderstel is vrouens wees aan julle eie mans onderdanig. Nou, so wat word hier nou gesê, deur die beswaar, is Paulus sê, in vers 21, die vroue moet aan hulle mans onderdanig wees, maar die mans moet ook aan hulle vroue onderdanig wees. Dat jy daai kompetisie van wie se hand gaan onder lê. Maar dan net daarna, dan sê hy, vroue, wees aan julle mans onderdanig. En wanneer dan kom by die mans, dan sê dit nie. Ja, Dan sê dit nie vir die mans nie. Hy sê juist vir die mans dat hulle met die gebruik vir die mans die taal van gesag, van hoof. So jy het hierdie idee, albei moet dieselfde rol vervul, maar snaaks genoeg sal dit dan nie sê reg deur die bank nie. Want hierdie word dan net gedoen by die eerste deel van die huistafel, maar wat nou van die kinders? dis reg, of die diensknegte. Ja, so beteken dit, Paulus is besig om ook te beveel dat die ouers moet by tye onderdanig wees aan hulle kinders. Ja, Of die slawe, ek bedoel die meesters, moet by tye onderdanig wees aan die slawe. Wees dan konsekwent. dis reg. As jy dit by die eerste ene so lees dit by die tweede en die derde ene ook so. En dan kom jy by hierdie absurde idee uit. Maar dis nogal tragies dat party van hierdie absurditeit word wel kom deur in die samelewing. Dat daar word gedink, ouers het nie regtig gesag oor hulle kinders nie. En Ja, dat jou opvoeding
raak al hoe meer ene van waar dit wat die kinders sê is wat moet gebeur. So Ja. dan raak dit wraggie so dat dis uiteindelik die ouers wat onderdanig raak aan die kinders, die ander kant om nie. Ja. Maar jy moet net sien hoe dis so teen die natuur. Dis teen die orde in wat die Here geskep het. Die Here het nie die kindertjies gegee om die hoof te wees oor die ouers nie. Of om gesag te hê oor die ouers nie. Die Here het die ouers gegee om gesag te hê oor die kinders. Ja. En die kinders dan op te voed. Ja, en ongelukkig sien mense hierdie ding spesifiek wat kinders teenoor ouers betref, dat in die films en so aan, dat dit word uitgemaak dat die ouers nou eintlik die wat dom is en die kinders is die wat nou die wysheid het en die ouers moet leer. So dan sien jy eintlik daar die rebelsheid daarin en dit word so verkondig. Maar die skrif leer presies teenoorgestelde, ons word onwys gebore en ons kry wysheid soos ons ouer word. Dis nie jy word wys gebore en jy word meer onwys nie. En daai is heeltemal 'n omdraai van die Here se openbaring. Ja, so ek dink met hierdie beswaar, dit is baie algemeen, soos wat jy ook gesê het. Dis iets wat jy deesdae elke nou en dan mag hoor. Maar ek dink nie dit maak sin in die konteks nie. En ek dink ook net in die algemeen maak dit ook nie sin nie. Net om te dink, okay, goed, jy sê nou hierdie ding, maar doen dit, dan gaan jy dit nie kan doen nie. Jy kan nie dit toepas nie. Ja.